As jy wil, en ek wil vir u vra om dit tog te gaan doen, ons het so 'n paar Sondae gelede stilgestaan by die boek Hebreërs. En ons het in die besondere gelees hierdie gedeelte wat ons nou in die Ou Testament gaan lees. En as jy 'n geleentheid het, gaan lees weer 'n bietjie, veral die Hebreërs, hoe hiervan, eintlik van hoofstuk 6 af, ek kan maar van die begin af ook lees, maar dan hier van hoofstuk 6 tot by hoofstuk 9 veral, waar hierdie profesie, hierdie boodskap van Jeremia baie sterk weer klink en ook aangehaal word, wat ons net nou ook gelees het. Ons gaan nou vanmôre lees uit Jeremia 33. Voordat ons dit gaan doen, ek gaan baie kort wees met die uitleg. Ek gaan net vir die klompie beloftes wat hierin is, gaan ek net vir die uitlig. Maar net so 'n bietjie agtergrond, waar kom die boek vandaan? Jeremia is 'n boek van klaagliedere en daarom het mense 'n bietjie van 'n weerstand om die boek te lees. Dit voel jou al so of dit nie vir jou stigterlik is, soos die ou mense gesê het nie. Jy raak 'n bietjie ontstel as jy hoor van die ellende. Die politieke omstandighede in daardie tyd was geweldig deurmekaar. 'n Onstuimige tyd. Assirië is dan al gehoor in die vorige katkesasie lesse wat jy al gehad het, hulle koning op daardie stadium wat die naam gehad van Assurbanipal. Hulle het begin verloor. Interessant, hulle hoofstad was Ninive. Nou van Ninive weet ons uit 'n ander boek, Jona in die Bybel, hy moes daar gaan profeteer, maar Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk. Dit was die, kom ek maar sê, as wat my sê, die Amerika, die Europese magsbasis, Rusland. Dit was een van die wêreldmoondhede wat die wêreld oorheers het, die bekende wêreld van daardie tyd, die Assiriërs. Maar soos in alle tye, en ek wil vir u sê, dalk is party van ons wat nou vanmôre hier sit, en al klaar te oud om dit te beleef, maar ek dink ons kleinkinders gaan waarskynlik beleef hoe dat die lande wat ons vandag dink die magtige lande is, stadig begin agteruit gly. En dalk oor 'n dekade of 3 van nou af nie meer so magtig is nie. Dit skuif. Beskawings, mag in die wêreld is nooit stabiel, dit is vloeibaar. Assirië het gedink hulle is sterk, en hulle was dit vir omtrent 'n eeu en 'n half. Maar toe kom maar in die koning se naam sal jy dalk ook beter ken, ook uit 'n ander boek, waarskynlik Daniël, Nebukadneser. Hy was die koning van Babylonië, die Babelse ryk wat opgestaan het, en hulle het so stadig maar seker die wêreld begin inneem en oorheers. Maar dit was 'n geweldige onstuimige tyd. Die wêreldorde het binne min of meer 30 jaar totaal verander tussen 620 en 490 voor Christus, so daai tyd min of meer. En die volk Israel het ook daardie meule beleef. Dit het ook oor hulle gespoel. En Babylonië het met ongekende geweld, bloedvergieting, genadeloos, eenvoudig net een volk na die ander oorgeneem. Een land na die ander onder hulle mag ingebring. Die Jode en die Israeliese konings van daardie tyd het gaan skuilings soek by Egipte. En een van die opdragte van Jeremia was om te sê, moenie vir Nebukadneser kwaad maak nie, dit gaan tot julle skade wees. Maar hulle doen dit, tot hulle nadeel. Want dit het vir Nebukadneser nog kwaader gemaak. En hy en sy leerowersters het gekom in Jerusalem beleer en uiteindelik verwoes. En die land oorgeneem en die volk en dit wat hulle gedink het vir hulle kosbaar is, vernietig. En dit het tot nou die dag, 1947, gevat. Vir daardie land om weer op 'n manier land van die Jode te word. Byna 2500 jaar. 'n volk in ballingskap, verstrooid oor die wêreld. Al was 'n stadium waar daar omtrent nie in enige dorp of stadjie of gemeenskap in die wêreld nie 'n paar Jode was nie. Soos hulle verstrooi oor die hele wêreld. Dit het begin. En toe Babylonië ook vir Israel oorgeneem het. Daardie volk, hulle politieke, hulle persoonlik, hulle godsdienst, alle mag en identiteit eintlik verloor het. Jeremia was 'n platlandse seun. Was baie jonk, hy noem homself nog 'n kind toe die Here hom roep. Maar wat ons kan aflei was sy pa priester. Jeremia was baie lief vir die natuur. Ons kan amper sê hy was 'n plaasseun.
En as 'n mens deur sy boek blaai, gebruik hy baie beelde en goed wat hy in die natuur geleer het. Hy hou daarvan om oor dinge soos trekvoëls, plante groei, oes, misoester, die broeipatrone van patryse. Hy het 'n hele beeld wat hy daarom bou, en wat hy dan toepas ook in sy preke. Hy het 'n skrywer gehad, maak nie saak nie, sy naam kom heel wat voor ook in hierdie boek, wat eintlik vir hom die skryfwerk gedoen het. Hy het meer gepraat, hy het gepreek, hy het rondgegaan en die mense gewaarsku teen die gevare wat kom. En hy was nie baie gewild nie, want hy het vernietiging verkondig. 'n Groot deel van sy verkondiging was om te sê, God is moeg vir julle sondes en julle opstandigheid. Hy gaan julle uitwis. Hy was kwaad. Interessant, hy het selfs nie eens gehou van die koning en die tradisie van Dawid nie. Gaan lees 'n slag, as jy kan onthou, die 22ste hoofstuk. Jeremia 22, dan sê daar, selfs die huis van Dawid sal nie meer op die troon sit nie. Hy het voorsien dat selfs die koningshuis van Dawid nooit weer herstel gaan word nie. So hierdie boek loop oor van slegte nuus, uitsprake oor oordeel en vernietiging. En dit het ook gebeur. Die laaste slag moet kom en die Babyloniese magte rondom Jerusalem is en dit elende gaan binne in die stad, daar's nie meer kos nie, mense het mekaar begin eet, letterlik, dit was verskriklik moeilik. Toe vlug koning Sedekia, maar het vir hom agterna gesit en hy is gevang. En die woede van hierdie koning en Babyloniese magte het op hierdie stomme koning wat gedoen het wat nie reg was in die oë van die Here nie, het oor hom losgebars. Hy moes vasgeboei kyk hoe dat sy kinders, sy seuns, lewend afgeslag word. En toe hulle almal dood is sy oë uitgesteek. En hy is as vernederende kruisgevangene, 'n slaaf, weggevoer en in vergeetlikheid verval. Geweldig baie mense is dood in hierdie oorlog. Baie ellende het gevolg. Maar al die bekwame mense, al die mense wat geleerd was, wat grond besit het, die adel, die beter mense, is weggevoer. Hulle die krepeles en die swakkelinge het hulle agtergelos. Van daardie mense het later uitgetrou, verbaster kan ons maar sê, met die plaaslike bevolking, en hulle het die Samaritane geword. Nooit weer daarna is die volk Israel op enige noemenswaardige manier herstel, sodat hulle weer mag en aansien gehad het nie. 'n vernederende, vernietigende volk en tradisie. En hierdie boodskap moes Jeremia bring. En as jy deurblaai deur hierdie boek, hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk, God se oordeel. Julle sondaar mense, julle einde is naby. Hy was ongewild. Terwyl hy nog geprofeteer het, is hy toegesluit deur die owerstes in sy volk. Hulle wou nie hoor wat hy sê nie. Wat hy veral vir hulle sê is, julle is die oorsaak van julle eie ellende. God is vir julle kwaad, want julle het hom kwaad gemaak. Julle kry swaar, want julle maak daarna. Hou op om teen God in opstand te kom. Luister na sy woord. Julle ongehoorsame volk. Hulle het nie gehoor nie. Wou nie hoor nie. Hy sê ook vir hulle, maar God is in beheer. Het nie goed gebeur nie, maar net nie. Dis nie Assurbanipal nie. Dis nie Nebukadneser nie. Hulle is maar net skaakstukke op die bord van die geskiedenis, wat kom en wat gaan. En die Almagtige van Israel word nooit onverhoeds betrap nie. Dan, stadig maar seker, begin daar ietsie uitkruip tussen die woorde van Jeremia. Hy self noem dit 'n looitjie, 'n uitspruiting. Jy moet gaan kyk bome wat nou bot, daar die eerste groeiseltjie, daar die
klein groen groeipuntjie wat so begin uitkom. Jeremia vertel daarvan, dat hy dit ook geken. Daarom gebruik hy ook hierdie beeld uit die natuur. Hy sê, God gaan iets laat uitspruit. En dan kom sy maar weer terug by Dawid, en hy sê, die huis van Dawid, die familie, die aardelike familie, wat God so teleurstel, God gaan vir hulle gebruik. En dan praat hy oor 'n beter tyd wat kom. En dan in die middel van die boek Jeremia is daar 3 hoofstukke, hoofstuk 30, 31, 4 hoofstukke tot 33, 30 tot 33, wat ons noem die troostboek van Jeremia. Dit is so anders, dat party mense sê, Jeremia kon dit nie geskryf het nie. Maar ons is redelik seker, dit kom van hom af. Want in midde van hierdie oorweldigende ellende, is hierdie stuk goeie nuus, wat soos 'n blom in die woestyn oopgaan, en ons daarvan kan lees. En ek kan nou vir u baie vertel, van hoe sleg in die land, en ons hoef nie na die Springbok en na Driekus Du Plessis te verwys, as ons sê, dit gaan nie goed met ons land nie. Die van u wat gister geluister het na Christo van der Rede, kon hoor ook dat hy baie bekommerd is. Want ons is uitgelewer aan 'n politieke bestel waar eie gewin, selfsug, die absolute boetoons vier. Gaan nie oor wat is goed vir die land nie. Het gaan nie meer oor wat is goed vir die mense van Suid-Afrika nie. Dit gaan net daaroor wat is goed vir my. Hoe kan ek oorleef? Hoe kan ek nog steel? Hoe kan ek nog bymekaar maak vir myself? Dis wat gebeur in Suid-Afrika. Dis hoekom die beraad die afgelope naweek misluk het. Christo van der Rede het van sy spioene daar by die beraad gehad. Hy het vir mense gesê, gaan luister wat daar aangaan. Ons moet nie wegbly nie. Ons moet gaan kennis neem. Maar ons is nie amptelik deel van hierdie ding nie. Want dis 'n fasade, dis 'n voorgee van omgee, dis nie regtig omgee nie. Die mense wat moet gehoor word, is nie eens daar nie. Hy sê dit was maar chaos. Want almal wat daar was het gesê, wat is daar vir my? Almal soek geld, nog geld, waarskynlik om te misbruik. Hy sê ons moet daarby verbyry. Ons moet maar met mekaar begin praat op plaaslike vlak. So dit gaan nie goed in Suid-Afrika nie. So ons kan ook oorweldig raak. Maar daarom het ons 'n troostboek nodig. As ek nou moeg is vir die woestyn, en ek kom op hierdie pragtige plant af, dan ontdek ons iets van God se trou. God wat weer hoop bring. God wat sê, te midde van al die ellende op hierdie aarde, is daar weer herstel. Kom ons maak ons Bybels oop by Jeremia 33. Ek wil dat ons eers later in die hoofstuk lees, net om vir die beeld wat hy nou gebruik het, net vir die te lees ook by vers 14, Jeremia 33, vers 14, daar staan geskryf, kyk daar is die uitspraak van die Here, wanneer ek die goeie belofte wat ek oor die huis van Israel en die huis van Juda uitgespreek het, gestand sal doen. In daardie dae en in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet. En hy sal doen wat reg en billik is in die land. In daardie dae sal Juda verlos word en Jerusalem sal veilig woon. En dit is wat sy genoem word. Die Here, ons geregtigheid. Ja, so sê die Here, daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel nie. En vir die Levitiese priesters sal nie voor 'n man ontbreek wat altyd brandoffers, graanoffers verbrand en maaltydoffers sal bring nie. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom, so sê die Here, as julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, sodat dag en nag nie meer op tyd aanbreek nie, sal ek ook my verbond met Dawid, my diensknegt, verbreek word. Dan gryp die Here na die verbond. Nou kan jy terugblaai, nou kan ons rustig deurlees en ek gaan vir u by elke belofte net 'n oomblik net u gedagte daarop vestig. Kom ons lees van vers 1 af.
Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jeremia gekom terwyl hy nog onder arrest was in die binnehof van die wagte van die kwartiere. So sê die Here wat die aarde gemaak het, die Here wat dit gevorm het om dit stewig te vestig, Here sy naam, roep my naam aan en dan byna onverwags, en ek sal jou antwoord. Ons vra, waar is die Here as dit swaar gaan? Jeremia sê, God hoor as jy praat. Hy weet as jy huil. Hy sien as jy swaar kry. Ek sal jou antwoord. Vers 4. Ja, so sê die Here, die God van Israel, wat die huise van hierdie stad betref en die huise van die konings van Juda wat afgebreek is vir die beleringswalle en die wapens, toe hulle die Galdeërs, dis die Babiloniërs, op pad was om oorlog te voer en om dit op te vul met lyke van mense wat ek neergevel het in my toorn en woede, hulle vir wie my gesig verberg het en van wie hierdie stad oor hulle boosheid, sê die Here, dis julle skuld. Julle oorsaak, julle is die oorsaak van die ellende. En dan weer onverwags 'n blom in die woestyn. Kyk, ek gaan Jerusalem herstel en genesing laat plaasvind. Ek sal hulle gesond maak. Ek sal aan hulle rykdom van vrede en bestendigheid openbaar. God, die redder, die geneeser, is nie ver nie. Maar dit gaan meer as net oppervlakkige vertoon. Vers 8. Ek sal hulle reinig en van al hulle sondeskuld, waarmee hulle teen my gesondig het, ek sal hulle sondeskuld vergewe, waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. God gaan vergewe. Julle is boos, julle is sleg, julle verdien wat julle kry. Maar ek, die Heilige God, se liefde, se vergifnis is groter. Dis vandag nog waar. Vers 9. Ek sal vir my 'n naam wees, en Jerusalem sal vir my 'n naam wees, wat vreugde verskaf. As 'n lofprysing, 'n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie dinge wat ek vir hulle doen. Vreugde. Na al die trane en die pyn en die ellende en die verwoesting, beloof God vreugde. Lofprysing. Dat weer gespog sal word met sy kinders, met die God wat almagtig is. Vers 10. So sê die Here, in hierdie plek, waarvan julle sê dit lê vervalle, sonder mens of dier, in die dorpe van Juda en die strate van Jerusalem wat verwoes is, sonder mense, sonder inwoners, sonder diere, sal dit weer gehoor word, dubbelpunt. Die geluid van vrolikheid en vreugde, die stem van bruidegom en bruid, die stem van hulle wat sê, prys die Here, heerser oor alle magte, want die Here is goed, ja vir ewig duur sy troue liefde. Aangrypend. God gee beloftes van herstel, van vreugde, dat daar weer huwelike sal plaasvind. In die hoofstuk wat hierop volg sê vir Jeremia, gaan koop jou 'n stuk grond. Hier is 'n grond waarop waarvan Sedekia weggevlug het. Hierdie grond wat Nebukadneser is om in besit te neem, gaan koop jou 'n stuk grond, kryf jou 'n plaas. Want ek bring weer voorspoed. Ek bring weer die herstel, al sien dit nog nie. Dis 'n werklikheid, want God beloof dit. Ons kan lank praat oor die koning wat God stuur. 'n Koning wat nie daar is om sy mag te misbruik nie, maar 'n koning wat sy mense moet optel. Ek dink die stem van die kerk, ek dink die stem van Christene, het dalk te stil geraak in Suid-Afrika. Het
het ons so gedwee geraak, so gewoond geraak aan die ellende. Dalk is dit tyd dat ons opstaan teen die misdadiger, teen die bendebaas, teen die een wat steel en homself verryk. Tyd dat die kerk sê nee. Ons God, wat koning is, sê nee. Dit mag nie, dit kan nie. Dit moet stop. En dat ons instrumente word om herstel te bring. Want ons weet hoe, ons het net nou gelees, God gee sy gees in ons harte. Hy skryf sy wet in ons harte. Hy verhelder ons verstand. Ons weet wat is reg en verkeerd. Want God is by en in ons. Ons het sy woord. Ons kan terugkyk op die werk van die Messias, wat die graf oopgebreek het. Dis dalk tyd dat kinders van die Here weer beheer moet begin neem. Nie om hulle self te verryk nie, maar om die lot van die armes, die lot van die veronregtes, die toekoms van ons kinders beter te maak. My bede is, en ek bid saam met Jeremia, mag die God wat almagtig is, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat sy verbond gestand hou, wat die Vader is van die Here Jesus Christus, mag hy vir ons die vermoë gee om te doen wat reg is in Suid-Afrika. Ons nooit te skaam vir hom nie. En dat ons deel sal word, nie van die afbrekingsproses nie, maar deel sal word van die herstel. Want dit is wat God wil wees. 'n koning-priester, wat heel maak. Wat mense weer sal laat lag en fees vier. Wat weer die lewe soos een lang bruilof sal laat voel. Ja, dis die woord van Jeremia. Die profeet vol klaagliedere, maar wat op hierdie pragtige blom in die woestyn afgekom het en gesê het, daar is hoop, want God maak heel. Mag ons dit beleef, in die naam van Jesus. Amen. Dankie Here, dat U wil heel maak. Dat U inderdaad volmaak begin het met daardie proses, toe Christus Jesus aan die kruis sterf, maar ook toe hy die dood uit opgestaan, en die graf leeg agtergelaat het. Maak ons deel van hierdie triomftog, U kerk, ons gemeente, vir my, vir elkeen van die kinders in hierdie gemeenskap. Maak vir ons deel van hierdie triomftog. Vergewe ons as ons terugduins, ongelowiges en sê, dit kan nie, ek wil nie. Ek is mos net te klein, ek het nie die mag en die vermoë daartoe nie. U ken ons. Gebruik ons soos ons is. Maak ons heel, maak ons families, ons gesinne heel, maak ons gemeenskap heel. En as ons mag vra, Here, in diep afhanklikheid smeek ons dit vanmôre. Maak ons land heel en bring genesing in die wêreld. Nie ter wille van ons nie, maar ter wille van U groote naam, U heiligheid en U eer. In U naam alleen.